Shabbat Shalom, dis 'n pragtige Saterdagmôre. Ek eer Abba, ek loof hom, ek prys hom vir jou deelname. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat ek hierdie boodskap vandag in jou hart kan kom saai vandag. En ek glo en vertrou dat jy na die einde van hierdie boodskap, dat jy gaan besef dat jy as mens moet in lyn kom en regkom en in gereedheid kom vir die tyd waarin ons onsself bevind. So mense, ek wil vandag met jou gesels oor die feit dat die tyd baie min is. Ons tyd is min. En as jy bewus is van die omstandighede, ek glo jy is bewus van die klimaatsomstandighede, ek glo jy is bewus van die profeseë, die Bybelse profeseë en die tekens van die tyd. Ek glo jy is bewus daarvan. Want as jy bewus is daarvan, sal jy sien dat die tyd raak min. Mense, dis belangrik dat ek en jy vandag besef waaroor alles gaan. En dat ons besef wat die woord vir ons kom leer in terme van die eindtyd. Want hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ons hierdie dinge weet? Want ons geestelike welstand is van kardinale belang. Ons geestelike welstand vir Vader is belangrik. So ons kan nie nou deur enige omstandighede en enige iets wat in hierdie wêreld nou plaasvind, enigsins beïnvloed word nie. Ons kan nie. Ons moet nou natuurlik seker maak dat ons gees, siel en liggaam wandel in die weë van Skepper lewende God. Want ons is gees, siel en liggaam. Ons weet dit. En daar is nog nooit so tyd soos nou in die geskiedenis van die mens wat daar 'n totale aanslag is op die mens in sy totale wese, gees, siel en liggaam. Want ons sien nou natuurlik in terme van die tegnologie en in terme van dit wat besig is om te gebeur, dat daar 'n totale aanslag is op die mens, gees, siel en liggaam. Wanneer ons in enige van hierdie areas in ons lewe benadeel word, is dit baie moeilik vir ons om oorwinning te behaal. Maar vandag is daar 'n totale aanslag. So met ander woorde, die vyand fokus op die totale aanslag van die mens, gees, siel en liggaam. En nou wil ek jou vat na die woord, en ek wil hê jy moet hierdie gaan merk in jou Bybel, en dat ek en jy so 'n bietjie daaroor gaan gesels en praat, en dit aan jou kom openbaar. So merk dit aan jou Bybel, lees dit saam met my, in die boek van 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1. Ons is bewus van die tekens van die tyd. Ons is bewus van wat besig is om te gebeur. Nou luister wat sê die woord, 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1, hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Okay, so ons almal weet dat in die laaste dae, en ons is besig om in te beweeg daarin, want daar kom swaar tye, mense, en ons beleef nou al swaar tye. Maar dit gaan al hoe erger word soos wat die tyd aanstap. Soos wat die omstandighede vermeerder, gaan dit al hoe erger word. Hy sê, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou, hoekom gaan daar swaar tye kom? Ek vra daai vraag, want is belangrik dat ek en jy die woord lees met die regte bril en met die regte perspektief, en dat ons nie net sal lees omdat lees is, maar dat ons sal vra met betrekking tot God se woord. So, hoekom gaan daar swaar tye wees? Nou kom vers 2 en hy antwoord daai vraag. En hy sê, want die mense. So die heel eerste ding wat hy sê, met betrekking tot die laaste dae, en dat die swaar tye sal kom vanweë die laaste dae, praat hy oor mense. Want die mense. Onthou een ding, dat die duiwel is 'n nabootser. Die duiwel is 'n nabootser. So alles wat Vader doen, naboots hy. Hy's 'n nabootser. Hy kan nie skep nie. Hy's 'n nabootser. Dis hoekom daar ook 'n valse drie-eenheid gaan wees. Dis hoekom daar die anti-kris en die valse profeet en die diersisteem gaan wees. Dis hoekom dit daar gaan wees. Hy's 'n nabootser. Hy gaan sit in die tempel van Elohim en hy gaan voordoen asof hy Elohim is. Hy's 'n nabootser. Dis wat hy doen. En nou kom hy en hy's ook 'n nabootser in terme van hierdie, want soos wat Vader mense gebruik, so kom die duiwel, en die duiwel gebruik ook mense.
So Vader gebruik mense tot sy eer, tot sy glorie, en die duiwel gebruik mense om sy plan en sy doel uit te voer. Nou kom ek vat jy gou terug na Egipte. Nou in Egipte kom Moses, hy kry die opdrag, volk moet uitgelei word. Nou kom hy en hy kry sekere wonderwerke wat Vader aan hom openbaar, en nou stap hy in by Farao en hy doen hierdie wonderwerke. Hy doen wonderwerke. Vader gebruik Moses in die krag van sy gees en hy doen wonderwerke. Wat doen die Egiptiese towenaars? Wat doen hulle? Hulle doen dieselfde. Hulle doen ook wonderwerke. Hulle doen dieselfde. Maar nou is my vraag, is dit regtig dieselfde? Is dit regtig dieselfde wonderwerke wat hulle doen? Is dit regtig dieselfde uitvoering wat plaasvind? Want jy sien, uit die kragwerking van God se gees kom Moses en hy doen wonderwerke. En nou kom die towenaars en die Egiptiese towenaars doen presies dieselfde, maar is dit regtig dieselfde? Want op die oppervlak lyk dit soos dieselfde, maar daar is geen goddelike inspirasie nie. Geen. Want dis deur witchcraft en selfs bedriegery. Want dis baie maklik veral wanneer jy kyk na 'n kulkunstenaar, en dis baie maklike bewegings en hy kil jou om jou aandag af te vat van iets en dan sien jy nie wat hy uitbring nie. So dis baie keer deur killery, deur bedriegery wat sekere goed gedoen word, en hier kom die Egiptiese witchcraft of die Egiptiese towenaars en hulle doen presies dieselfde. Hulle doen dieselfde, maar daar's geen goddelike inspirasie nie. Dis deur bedriegery. Dis deur absolute bedriegery. Want jy sien, daar is vandag 'n ware aanbidding, en dan daar is vandag ook 'n valse aanbidding. Daar is bedriegery wat plaasvind, en mense glo dit, en hulle glo dat hulle God dien, maar daar's bedriegery. Want op die oppervlak lyk dit tog dieselfde, maar dis nie dieselfde. Dit lyk dieselfde, maar daar's geen goddelike inspirasie in dit nie. So, dis baie belangrik dat ons gaan kyk na hierdie vandag, want luister wat sê die woord in 2 Timoteus 3 vers 1, hy sê dat in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nou kom vers 2, hy sê, want die mense, so net soos wat die Egiptiese towenaars bedriegery gedoen het om die wonderwerke wat Moses gedoen het, om dit ook te doen, so kom daar vandag ook deur die bedriegery van mense, wat dit op die oppervlak lyk asof alles reg is. Op die oppervlak lyk dit asof mense God dien, maar daar's geen goddelike inspirasie nie. Mense, dis hartseer. Nou, hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit? Nou, jy kan hierdie gaan lees by die huis, want vanaf vers 2 sê hy, en hy verduidelik al die verskillende eienskappe van die mense wat in die laaste dae gaan plaasvind. So jy kan dit gaan lees by die huis, en jy ken hierdie eienskappe. Nou kom hy in vers 5, en hy sê die volgende, met betrekking tot al hierdie eienskappe. En hy sê in vers 5, hy sê mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. En nou sê hy, keer jou ook van hierdie mense af. Ja, so dis mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Nou, dis baie belangrik dat ek en jy sal besef dat die vyand gebruik mense, net soos wat Vader mense gebruik die vyand mense. Die vyand gebruik mense. So ek wil aan jou kom openbaar wat die klimaatsomstandighede is met betrekking tot die laaste dae, want ons moet tot 'n besef kom dat die tyd raak min. En ons kyk altyd na hierdie groot tekens, en ons kyk na die profeseë, en ons kyk na al hierdie goed, en baie keer mis ons die klein dinge wat insluip, en wat deur mense geïmplementeer word, en deur mense gedoen word. En ons verwag altyd, nee, daar gaan tekens wees in die hemel, en ja, daar gaan seker wees. En as ek die woord lees en verstaan, dan gaan dit op 'n tydperk gaan dit gebeur, maar die vyand kom met listigheid,
En hy vang ons op 'n manier wat ons dit nie eers besef nie. So mense, ek wil vandag vir jou sê, ons moet besef dat die tyd is min. Met dit alles, met alles wat nou gebeur, met al hierdie omstandighede, met die feit dat die tyd min is, moet jy alles in die stryd werp om jou voor te berei en waaksaam te wees, gees, siel en liggaam, want die vyand gaan kom met bedriegery op alle aspekte. Hy gaan kom met bedriegery om jou gees, jou siel en jou liggaam in die hande te kry. En dis wat nou besig is om te gebeur. En ek weet, daar is aardbewings, ek meen die woord sê dit tog, in die boek van Matteus, in Matteus hoofstuk 24, ons lees dit so en ons haal dit, baie keer haal ons dit aan, want daar is aardbewings wat nou plaasvind, daar's dinge wat besig is om te gebeur, en ons sien dat selfs Turkye en Saudi-Arabië en Pakistan kom in eenheid saam, en dis absoluut tekens van die tye, want dit gaan die weg oopmaak om by Israel uit te kom en Israel aan te val, en ons sien dat daar is aardbewings op verskillende plekke, en al die goed is besig om te gebeur, en die woord sê dit, in die boek van Matteus hoofstuk 24, hy sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Met ander woorde, dit is die tekens van die tyd, so ons is alreeds daar. Daar's sekere goed wat nou nog moet gebeur, so die mens word gekondisioneer, gees, siel en liggaam vir die tyd van die einde. En daarom sê die woorde in 2 Timoteus hoofstuk 3, hy sê, aan die laaste dae sal daar swaar tye kom. Hoekom? Want mense. Nou luister gou, Openbaring hoofstuk 12 vers 12. Hy sê, daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Nou, dis baie selde dat die duiwel self manifesteer. Baie selde. Dis baie selde dat die duiwel self by jou kom manifesteer en die duiwel in persoon self jou kom aanval. Dis baie selde. Want jy sien, daar is demoniese onderdrukking wat plaasvind op hierdie aarde. Daar's demoniese werke wat deur mense funksioneer, en daarom is die woord uitdruklik. Hy sê, want die mense, die laaste dae gaan swaar wees, want die mense. So die duiwel daal neer met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het, en hy weet dat hierdie tyd waarin ons vandag lewe, is besig om uit te speel voor ons oë. So die woord gee vir ons duidelike bewyse dat ons vandag in die laaste dae lewe. Hy gee vir ons duidelike bewyse. En wat is hierdie duidelike bewyse? Nou kom ek praat gou met jou uit Daniël hoofstuk 12 vers 4. Daniël hoofstuk 12 vers 4. En hy sê, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Tot die tyd van die einde toe. En wanneer is dit? Dis die tydperk wat ons vandag beleef. Baie sal dit ondersoek en die kennis sal vermeerder. Ok, so, baie sal die woord begin ondersoek en die kennis in terme van die woord sal vermeerder. Want daar's geen tyd soos nou, wat voorheen was, waar die openbaring van God se woord so duidelik word nie. Ons het in die afgelope tyd het ons soveel geleer in terme van die woord. As jy kyk 20 jaar terug, selfs in my eie lewe, 20 jaar terug het ek nie die dinge geweet uit die woord uit wat ek nou weet. Ek het dit nie geweet nie. Ek het nie 20 jaar terug geweet in terme van die feeste en die Shabbat en al daardie diep geheimenisse in die woord van God nie. Ek het dit nie geweet nie. So daar is soveel openbarings in terme van Vader se woord, so dit baie sal dit deursoek en die kennis vermeerder, maar daar is ook 'n kennis wat vermeerder in terme van tegnologie. Ons lewe in die mees gevorderde tyd as ooit van tevore. As jy net 100 jaar terugvat, 100 jaar terugvat, was daar nie naasten by die tegnologiese bevordering en die goed wat ons vandag ervaar nie naasten by. Net 100 jaar terug. En ons lewe in 'n tydperk waar ons tegnologies so gevorderd is,
Maar met dit by, lewe ons ook in 'n tydperk waar die mens die mees beïnvloedbaar is as ooit van tevore. Hoekom? As gevolg van die tegnologie wat besig is om absoluut oor hierdie wêreld toe te neem en in alle aspekte die mens te begin beïnvloed. So tegnologie beïnvloed die mens op 'n gees, siel en liggaamsvlak. Luister baie mooi. Tegnologie beïnvloed die mens op 'n gees, siel en liggaamsvlak. Alright, so kom ons gaan kyk gou-gou met betrekking tot die sielsarea, want daar is afwykings in die sielsarea meer vandag as ooit van tevore. Kyk nou so 'n bietjie 20 jaar, 30 jaar terug, was daar nie hierdie afwykings en hierdie goed wat ons vandag beleef op 'n vroeë ouderdom nie. Ons het dit nie gesien nie. Daar was nie so baie sielsafwykings nie. Nou sosiale media soos TikTok en Instagram dra by tot afwykings in die sielsarea en ons sien dit selfs in kinders se lewens. Want dit veroorsaak gevoelens van angs, dit veroorsaak depressie, dit veroorsaak eensaamheid, dit skep onrealistiese standaarde, dit veroorsaak kompulsiewe gedrag, dit veroorsaak 'n gebrek aan konsentrasie en fokus. Dis wat dit doen. Dis wat dit doen. En mense raak so maklik betrokke en kinders raak betrokke. En as jy nou die grootste tantrum wil sien in jou lewe, gee vir 'n kind 'n telefoon op 'n baie klein jong ouderdom en vat daai telefoon weg. Dan gaan jy die grootste tantrum in jou lewe sien. Want jy sien, dit beïnvloed ons sielsarea, dit beïnvloed ons as mens. En daarom gebruik die vyand, gebruik hy tegnologie, en ek is dankbaar vir tegnologie, wat Vader vir ons kom gee, om ook die woord te kom uitdra. So dit het 'n positiewe effek, maar dit het ook 'n negatiewe effek. Want net soos wat Vader mense gebruik, so gebruik die duiwel ook mense, en dis deur mense se vindingryke gedagtes, wat tegnologie bevorder word, en dis 'n teken van die tyd, want die woord sê dit in die boek van Daniël hoofstuk 12, hy sê, en die kennis sal vermeerder. So nou weet ons, dis 'n teken van die tyd, en die vyand gebruik dit om die mens, om 'n aanslag op die mens te loods, in sy gees, siel en liggaam. Want as daar sielsafwykings is, gaan dit jou beïnvloed in jou geestelike lewe. As daar sielsafwykings is, gaan dit jou beïnvloed in jou verhouding met die lewende God. Dit gaan jou beïnvloed. Want as jy gevoelens het van angs, gaan jy op Vader vertrou? Nee. Jy gaan hardloop na die dokter toe. As jy depressie het, wat gaan gebeur? Gaan jy op Vader vertrou indien jy hardloop en die dokter skryf vir jou 'n pilletjie voor? Hierso, jy drink hierdie pilletjie een keer 'n dag, jy gaan nie meer depressed voel nie, jy gaan nie meer hierdie angstigheid hê nie. En wanneer hierdie goed ons lewe kom besit en jou sielsarea beïnvloed, dan veroorsaak dit afwykings, en daardie afwykings beïnvloed jou verhouding met die Skepper van hemel en aarde. En eintlik het die vyand ingekom op 'n baie slinkse manier, en ons wag altyd vir hierdie groot tekens, en ons wag vir die profesie om vervul te word, en ons sien nie waarmee die duiwel besig is nie. Ons sien nie hoe hy mense gebruik om sekere goed te bewerkstellig, en ons volg mense, en ons doen wat die mense doen, en ons besef nie waarmee die duiwel eintlik besig is, agter die skerms. Want jy sien, op die oppervlak lyk dit dieselfde. Op die oppervlak lyk dit reg, maar daar's bedriegery. Dis eintlik die Egiptiese towenaars wat besig is. En nou, dit beïnvloed ook jou liggaam, en dit dra by tot die gebrek aan fisiese welstand. Want jy sien, as die duiwel jou kan siek kry, en jy kan hardloop dokter toe, en jy word vol pilletjies belaai deur voorskrifte, want dokter, ek voel so, en dokter, hoorie so, ek het hierdie simptome, dan skryf die dokter vir jou pilletjies voor, en dan word jy nou chemies beheer, in steede daarvan dat die gees van God deur jou funksioneer. Want tegnologie beïnvloed ook jou liggaam en dra by tot gebrek aan fisiese welstand. En ons sien vandag dat
kinders sit eerder in die huis en hulle sit voor die televisie of met hulle telefoon in steede daarvan om buite rond te hardloop en te speel soos wat ons gedoen het vroeër jare. En jy sien, hierdie tegnologie, soos die telefoon en die tablets en al hierdie goed, dit veroorsaak 'n blue light exposure, dit verhoed jou natuurlike vrystelling van melatonin. So met ander woorde, dit beïnvloed jou liggaam, dit beïnvloed jou neurobane en dit beïnvloed ook jou slaappatroon. En wanneer jy te min diep slaap het en kry, dan maak dit jou liggaam siek. Dit beïnvloed jou postuur en jou beweeglikheid. En dis belangrik dat jou postuur sal reg wees, dis belangrik dat jy beweeglikheid sal hê, want mense sit vir ure en ure en ure in steede daarvan om op te staan en te beweeg en in beweeglikheid te kom, en die oomblik wanneer dit nou nie meer reg werk nie, dan gaan ek dokter toe, en dan moet ek hierdie pilletjie kry vir dit, en dan moet ek daai pilletjie kry vir dat, en hierdie pilletjie vir dit, dan word ek en jy as mens chemies beheer, en nie meer geesbeheer nie, en ons dink, ag, dis maar seker maar hoe die lewe moet wees. En die vyand het reeds oorwin. En weet jy hoeveel gelowiges val daarvoor? En dan wil ons bid, en dan wil ons uitroep, en dan roep ons vir goddelike genesing, want jy sien, hierdie goed is nou verkeerd in my lewe, en dan wonder ons, hoekom maak Vader ons nie gesond nie? En dit beïnvloed ook jou sig en jou ooggesondheid. Beïnvloed jou sig. En ons raak as mens, raak ons kortsigtig, fisies. Nie net geestelik nie, maar sommer fisies ook, raak ons kortsigtig. So tegnologie word ook nou ingespan tot jou genesing in jou liggaam. Dit word ingespan. Want deur AI kan jy nou genees word. Jy sien hoe die tegnologie besig is om absoluut oor te vat, en ons sien dit, en daar was 'n voorloper gewees, en dit was tydens die tydperk van COVID, wat daar nou natuurlik 'n sekere inspuiting deurgegee is, en mense het gestaan op 'n platform, op sosiale media, met die Bybel, en gesê, maar ouens, hierdie is van God af. En so kom daar ook vandag mense wat sê, maar AI is van God af. En hierdie tegnologie is so van God af, en dis so amazing dat ons hierdie tegnologie kan gebruik, en ja, in 'n mate is ek dankbaar dat deur sosiale media hierdie boodskap die wêreld kan bereik. Maar daar's ook 'n nadeel daartoe. Want jy sien, deur AI kan jy nou baie dinge gedoen kry, deur AI kan ek jou selfs nou genees. En daar is nou sprake en daar's werk wat hulle besig is om te doen, dat daar AI bots in jou ingespuit word, en daai AI bots sorteer sommer jou liggaam uit, en dit gaan haal die kankerselle, en dit maak dit dood, en hulle doen al hierdie amazing goed deur AI bots, en daar selfs AI inplattings wat in jou brein ingeplant word, wat sekere genesingseffekte het, en dit gaan maak dat blinde mense ewe skielik sien. So met ander woorde, jou fokus en jou vertroue word nou afgehaal van die skepper van hemel en aarde, en dit word geplaas op tegnologie. Want jy sien, dis die grootste ding. En ja, in 'n mate is tegnologie vir ons so fantasties, want dit help ons om sekere dinge te doen. Maar ek dink baie keer moet ons weer teruggaan na die eenvoudige tye, waar ons weer by mekaar gekom het, onder die geklank van God se woord, en dan weer die Bybel oopgemaak het. Mense, ek hou van 'n boek. Ek hou van 'n Bybelboek waar ek kan blaai. Ek kan die bladsy vat. Ek kan hom ryk. Ek kan hom lees. En ek weet daar's mense wat die Bybel op hulle tablet het, en is die foon en alles, maar ek hou van 'n Bybel. Halleluja. Want jy sien, baie keer vat ek die Bybel, en ek vat dit fisies, asof dit die swaard van die Gees is, en ek vat die Bybel, en ek sny goed af, en ek lê die Bybel op mense, en ek verklaar dat deur die woord van God, daar genesing gaan plaasvind, en ek verklaar dit wat in hierdie woord geskryf staan. So mense, dit is baie belangrik dat ons weer sal terugkeer na 'n eenvoudige tyd in ons lewe, want hierdie goed gaan absoluut jou lewe beïnvloed.
Want gedurende die COVID-tydperk het mense gesê, hierdie is van God af. En nou sien ek, nou is daar advertensies wat deurgegee word. Iemand het vir my hierdie video aangestuur, waar pastore nou 'n AI-app kan gebruik. En hierdie AI-app is nou so fantasties en is spesifiek gemaak vir pastore. En hierdie pastoor kan nou ingaan op hierdie AI-app en hy tik net sy tema in en dit werk sy hele boodskap vir hom uit in 'n kwessie van 'n paar sekondes en jy kan daai boodskap vat en jy bedien daai boodskap. Dit is nou vir pastore en dit is so maklik, dit is so eenvoudig en in 'n japtrap het jy jou boodskap. Wat het daarvan geword om die woord te gaan ondersoek? Wat het daarvan geword om tyd te spandeer in Vader se teenwoordigheid, om te hoor by die skepper van hemel en aarde, dat die gees van die lewende God weer met 'n mens praat, maar nou is dit ewe skielik AI, en AI sorg dit sommer vir jou in 'n kwessie van 'n paar sekondes, sorteer hy dit vir jou uit. Mense, dis 'n gevaarlike terrein waarin ons lewe. Ek vat jou weer terug na die Egiptiese towenaars. Mense, dis bedriegery. Op die oppervlak lyk alles great en dit lyk amazing, maar dis bedriegery wat die mense wil beïnvloed. Jy sien, die doel is om die mens so te beïnvloed dat jy geen rede meer het om Jahwe te dien nie. Om Yeshua as verlosser te aanvaar nie, want tegnologie vervang die noodsaaklikheid daarvan. Want jy sien, dit maak my nou gesond en ek het alles wat ek nodig het in terme van my gesondheid en in terme van my geestelike welstand en alles wat ek nodig het. Ek kan selfs 'n AI boodskap kan ek kyk en dit kan vir my inspirasie gee. So geestelik het ek nie meer nodig om Jahwe te aanbid nie en tegnologie word nou jou God. En dit is presies wat die vyand wil hê en hy gebruik mense om dit te doen. Dis hartseer. Dis hartseer om te sien dat soveel mense val hiervoor. En die woord is eintlik baie, baie duidelik. Hy sê Efesiërs 5 vers 16, hy sê en koop die tyd uit omdat die dae boos is. En ons weet dat die dae raak al hoe meer boos by die dag. Kolossense 4 vers 5, hy sê wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. So mense, ek en jy moet betrokke raak met die woord van die lewende God. Ons moet betrokke raak met die regte dinge in ons lewe. En Yeshua kom en hy waarsku ons in Matteus hoofstuk 24 vers 3 tot 4. Die disippels stap na hom toe, hulle sê, Messias, hoor hierso, luister gou, praat met ons. Wat is die teken van u koms? Wat is die teken van die koms? Wat is die teken van die volëinding van die wêreld? En Yeshua antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. En die grootste misleiding vandag kom baie keer deur die vorm van sosiale media. Dit kom baie keer deur die vorm van AI en dit gaan net groter word. So nou wat moet ek en jy as mens doen? Wat moet ons doen? Hoe moet ons nou funksioneer? Want ons lewe in 'n tegnologiese tydperk. Ons lewe in 'n tydperk waar al die goed net al hoe meer word en die tegnologie vermeerder op 'n daaglikse basis. So wat moet ons doen? Daar is 3 dinge wat jy as gelowige moet doen. 3 dinge. Alright, nommer 1 is wees waaksaam en wees wakker. Wees waaksaam en wees wakker. Matteus 24 vers 42 tot 44, hy sê, waak dan omdat julle nie weet watter uur julle meester kom nie, maar weet dit as die huisheer geweet het, in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Nou, hoe gaan dit gebeur? Want ons lewe nie meer met ons sig boontoe nie. Ons lewe nie meer met 'n uitkyk wat ons vorentoe kyk en opkyk na ons skepper van hemel en aarde nie. Ons kyk hier. En ons loop heeltyd hier.
Ek het so rukkie terug, het ek in die winkel, as ek in die winkel, nou is ek daar gou in, om sekere goed aan te koop, en nou hou ek 'n persoon dop, nou kom die persoon aangeloop na my toe, en hy's hier op sy telefoon, hy sien nie wat om hom aangaan nie, ek moes uit die pad uitskuif, en hy loop verby, hy het nie eens agtergekom. Dan dink ek, regtig, ek bestuur op die pad, en nou sien ek, en ek hou mense dop, en is skrikwekkend om te sien hoeveel mense is op hulle telefoon terwyl hulle bestuur. Dis skrikwekkend. Die woord sê, wees wakker en wees waaksaam. Ons kan nie wakker wees en waaksaam wees as ons met ander dinge besig wees nie. Ons moet besig wees met die woord van Skepper lewende God. Ons moet wakker wees om te bid. Ons moet waaksaam wees om die dinge wat hierdie wêreld na ons kant toe bring en wat die vyand doen en waar hy mense gebruik om goed in ons lewe in te bring, gees, siel en liggaam, dat ons waaksaam sal wees teen dit. Lukas hoofstuk 21 vers 36, hy sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom. Wat is al hierdie dinge wat kom? Dis die tegnologie, dis die aanvalle, dis die gees, siel en liggaam van die mens wat aangeval word, wat beïnvloed word deur tegnologie. Dis al hierdie goed wat gaan beweeg oor hierdie wêreld, dis AI, dis die tegnologie, dis die dinge wat gaan plaasvind in die laaste dae. Al hierdie goed, al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. So mense, ek en jy moet waaksaam wees. Ons moet bid. Wees waaksaam, waak dan en bid altyd deur. So hoe lyk ons gebedslewe? Hoe lyk ons lewe in terme van ons verhouding met die lewende God? Want dis 'n bepalende faktor wanneer hierdie dinge gaan gebeur en wanneer die einde gaan plaasvind, is dit 'n bepalende faktor. Die tweede ding wat ons as mens moet doen, is jy moet wandel in die lig van Jahwe en lewe in heiligmaking. Jy moet wandel in die lig van Jahwe en lewe in heiligmaking. Ek meen, Yeshua sê dit tog. Hy sê dit tog dat ons is die lig van die wêreld, Matteus hoofstuk 5. Ons is die lig van die wêreld. Hy sê dit tog, ons is die sout van die aarde. Maar nou sê in 1 Tessalonisense 5 vers 5 tot 6, julle is almal kinders van die lig. Ons is almal kinders van die lig en nie kinders van die duisternis nie. Ons is kinders van die dag, ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigter wees. So die wêreld is besig om aan die slaap gesis te word deur tegnologiese bevordering. Die wêreld is besig om aan die slaap gesig te word deur entertainment en deur 1000 dinge wat die wêreld so mee betrokke is, want jy sien al die genot van die wêreld trek die mense in en ons besef nie waarmee die mense besig is wat agter die skerms is om die een wêreldstelsel in werking te kry nie. En ons besef nie eers dat daar is besig om verbonde gesluit te word tussen nasie en nasie, soos byvoorbeeld Turkye en Pakistan en Saudi-Arabië wat nou in eenheid staan en wat gewapen is en wat nie gaan toelaat dat enige iets hulle gaan beïnvloed nie, maar die oomblik wanneer daar moeilikheid is in die Midde-Ooste, gaan hulle tussen beide tree. En jy weet nou natuurlik dat dis 'n klomp moslems. En hulle fokus is om Israel uit te wis. En is presies waarvan die woord praat, so met ander woorde, die omstandighede, die tydsomstandighede is so naby vir Esegiel hoofstuk 38 om plaas te vind. So mense, ons moet nigter wees, ons moet waaksaam wees. En die vyand gebruik soveel goed om mense aan die slaap te sis, en dan baie keer die grootste probleem wat soveel mense het is, hulle dink daar's nog baie tyd. Maar daar is nie. Inteendeel, as jy kyk na jou lewe, ons tyd kan vandag op wees. Want nie een van ons het die waarborg dat ons die einde van hierdie dag gaan sien nie, nie een van ons nie. So jou tyd is eintlik baie min, jy lewe eintlik op geleende tyd.
2 Petrus 3 vers 11, hy sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe dadig moet julle nie wees in heilige wandel en Godvrug nie. So ek en jy moet heilig wees. Hoekom? Want die skepper van hemel en aarde wat ek en jy dien is heilig. En hy verwag dat ons bruidskleed moet skoon hou. Dat ons as 'n heilige bruid in gereedheid moet wees. Maar as ek heeltyd beïnvloed word in my gees en in my siel en in my liggaam deur tegnologie, deur die dinge van hierdie wêreld en ek word benadeel en beïnvloed en ek word chemies beheer want ek het sielsafwykings en daai sielsafwykings veroorsaak siekte in my liggaam. Nou moet ek weer by die dokter uitkom en pilletjies gebruik en wanneer al hierdie goed gebeur, dan word ek benadeel in my gees, siel en liggaam en dan word my bruidskleed bevlek. Dan is ek nie heilig nie. As ek nie heilig nie. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, mag die God van vrede julle volkome heilig maak en dat julle gees, siel en liggaam onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons meester Yeshua. In wat? Gees, siel en liggaam. So mense, ons moet 'n heilige lewenswandel hê. 2 Petrus 3 vers 14 sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dan om vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Dis wat Vader van ons verwag. Hy verwag van ons dat ons in absolute heiligmaking sal lewe. En heiligmaking moet toegepas word, gees, siel en liggaam. Derde ding wat jy moet doen. Die derde ding wat jy moet doen is, jy moet volhard en standvastig wees. Jy moet volhard en standvastig wees. Matteus 24 vers 13 sê, maar die wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hy sal gered word. Met ander woorde, dis nie net waar ek die verlossing ervaar deur Yeshua, deur sy bloed, waar ek nou gered word nie, en nou hoef ek niks meer te doen nie. Nee, ek moet volhard tot die einde toe. Met ander woorde, ek moet die wedloop hardloop. Ek moet my geloof behou. Ek moet standvastig wees. Ek moet gehoorsaam wees aan alle aspekte. En as ek volhard tot die einde toe en nie van stryk afgebring word nie, nie beïnvloed word in my gees, siel en liggaam nie, dan sal ek gered word. Jakobus hoofstuk 5 vers 8 sê, julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte. Wie se verantwoordelikheid is dit? Dis my en joune. So versterk jou hart, want die wederkoms van Yeshua is naby. En ons sien dat die tekens van die tyd is daar. Ons sien dit. En ons weet nou natuurlik wat moet gebeur. So die klimaatsomstandighede is van so 'n aard dat die anti-kris binnekort sy verskyning kan maak. Die klimaatsomstandighede is reg. Ons sien dit. Want die woord verklaar dit, dat voordat die koms van Yeshua gaan plaasvind, gaan julle die anti-kris sien. En die anti-kris gaan in bewind wees vir 3,5 jaar. Mense, ons moet bewus wees van hierdie dinge. So, versterk julle harte. En nou sê in 1 Korintiërs 6 vers 13, laaste skrif wat ek vir jou wil gee. 1 Korintiërs 6 vers 13, hy sê, waak, staan in die geloof, wees manlik, en wees sterk. Met ander woorde, neem posisie. Wees sterk. Neem autoriteit. Neem gesag. Waak dan, staan in die geloof, wees in 'n posisie van gesag en autoriteit, wees manlik en wees sterk. Hoekom moet ons dit doen? Want mense, daar is 'n aanval van die vyand en hy gebruik mense op 'n soveel groot terrein om ons te benadeel, gees, siel en liggaam. So daarom sê die woord, wees waaksaam, staan in die geloof en wees sterk. En is my en jou verantwoordelikheid dat ons opgebou sal word in ons geloof. So moenie nou angstig rondkyk nie. Moenie nou beïnvloed word deur die dinge van die wêreld en deur tegnologie wat jou kom benadeel in jou gees en in jou siel en jou liggaam en jou aftrek in jou verhouding met die lewende God, wat jou liggaam kom benadeel, wat jou siel afwykings gee, wat jy naderhand nie meer weet wat om te doen en hoe om te cope nie, maar dat jy altyd sal bly in die teenwoordigheid van Jahwe ons Elohim. Mense, dit is my hartsbegeerte, dat jy hierdie 3 dinge sal doen. Nommer 1,
Nommer 1, dat jy sal waaksaam wees en wakker sal wees. Nommer 2, dat jy sal wandel in die lig van die lewende God en sal lewe in heiligmaking. En derdens, dat jy sal volhard en dat jy sal standvastig wees in alle aspekte van jou geestelike lewe. Dis my hartsbegeerte vir jou. En ten spyte van wat gebeur, ten spyte van die tegnologie, ten spyte van die tyd dat die tyd min is, dat ek en jy hierdie 3 dinge sal doen in ons lewe, sodat ons gereed sal wees. Want dis wat Vader van ons verwag, dat ons in gereedheid sal kom. Openbaring hoofstuk 19 vers 7 sê dat die bruilof van die lam het gekom, en die vrou het haar gereed gemaak, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein, fyn linne. Want die rein, fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So mense, ek en jy moet in voorbereiding kom. Ons moet in gereedheid kom. En wanneer ons in gereedheid is, wees standvastig en staan op die woord van Skepper lewende God en moenie beïnvloed word nie. Ek wil graag saam met jou bid. Aan die einde van hierdie boodskap wil ek graag saam met jou bid. En ek vertrou dat hierdie boodskap het 'n verandering kom maak in jou lewe, dat jy sal besef vandag en sal raak sien waar ons is in terme van die tyd, waar ons is in terme van die laaste dag, en dat jy sal besef, maar ek het nou nodig om hierdie 3 dinge toe te pas in my lewe, sodat daar oorwinning in my lewe sal manifesteer. So kom ons bid saam. Halleluja. Vader, ons dank U. En ons loof U en ons prys U lieflike naam. Halleluja. Ons eer U vir U woord, en U woord is amazing in ons lewe, wat vir ons 'n deurbraak kom gee, wat vir ons 'n verandering gee, wat vir ons 'n transformasie kom gee in ons lewe. En mag U woord vandag in totaliteit in ons lewe kom manifesteer. Ek bid vandag, Vader, vir elke persoon wat ingeskakel is, elke toehoorder van hierdie boodskap, Vader, dat hulle nou hulle lewe in lyn sal bring, om die Skepper van hemel en aarde te vereer en te verheerlik, om elke band met die wêreld en met die vyand te breek, finaal en al. En dat ons as mens sal waaksaam wees en wakker sal wees. Vader, want U woord verklaar dit, dat wanneer ons wakker is en ons is waaksaam, gaan ons nie gevang word met ons broek op ons knie nie. Nee, ons gaan altyd deur bid en waaksaam wees om voor die Seun van die mens te staan op die regte tyd. Ek dank U, Vader, dat ons kan wandel in die lig van Yeshua. My gebed is, Vader, dat die lig net weer opnuut in ons harte sal skyn op 'n bonatuurlike wyse. En Vader, ek bid vandag dat U ons sal lei in heiligmaking. Dat elkeen van ons 'n begeerte sal hê om te wandel in heiligmaking, want U is heilig en U verklaar in U woord, omdat U heilig is, moet ons heilig wees. Ek bid vandag, Vader, dat U elkeen sal versterk, dat U elkeen sal help om volhard tot die einde toe, en dat elkeen standvastig sal wees op die woord. Vader, dat ons sal vashou tot aan die einde toe, dat ons sal staan op ons geloof, dat ons sal sterk wees in terme van ons geestelike lewe, en dat niks ons ooit sal onderkry. Geen omstandigheid, geen aanval van die vyand ons ooit sal onderkry nie, maar dat ons sal weet, ons vertroue lê in die lewende God. Vader, help ons dat ons nie kortsigtig sal wees nie, maar dat ons sal opkyk, dat ons ons vertroue sal plaas op die lewende God, en dat U ons sal lei deur U Heilige Gees. In hierdie laaste dae waarin ons beweeg, dat U ons sal versterk deur U Gees, en dat ons sal staan op U woord, sodat U daardeur vereer en verheerlik sal word. Vader, dis ons gebed en ons uitroepe vandag in die naam bo alle name, die naam van Meester Yeshua, en ons gees roep uit, halleluja, halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Dit is 'n groot voorreg om met jou te gesels. Jy moet jou dag geniet. Wees geseënd tot volgende keer. Shalom.